Welkom, toekomstige innoveerders. Vandag ondersoek ons hoe negatiewe kommentare 'n entrepreneur se reis kan vorm, soms as struikelblokke en soms as tree na grootsheid. Hierdie opmerkings, of dit nou van ewe knieë, kliënte of mededingers is, kan as ontmoediging as 'n katalisator vir groei dien, afhangende van hoe dit waargeneem en bestuur word. Die konsep van emosionele impak beklemtoon hoe negatiewe kommentare 'n entrepreneur se selfbeeld kan verminder, emosionele nood kan veroorsaak en moontlik hul selfvertroue en passie vir hul besigheid kan verminder. Besluitneming invloed is nog 'n sleutelkonsep waar volgehoue kritiek kan lei tot twyfelagtige besluite wat lei tot huiwering of 'n vrees om risiko's te neem, wat van kritieke belang is in entrepreneurskap. Motivering en dryfkrag word verskillend geraak. Terwyl sommige entrepreneurs kritiek en motivering omskep, kan ander gedemotiveerd en minder toegewyd aan hul doelwitte raak. Openbare beeld en reputasie is ook op die spel, aangesien negatiewe openbare verklarings of resensies 'n entrepreneur se besigheidsbeeld kan skaad, wat kliëntevertroue en markposisionering kan beïnvloed. Laastens, persoonlike groeigeleenthede ontstaan wanneer negatiewe kommentare konstruktief benader word, waardevolle terugvoer bied en areas vir verbetering uitlig, wat entrepreneurs help om te groei en aan te pas. Ten slotte, die manier waarop negatiewe kommentaar waargeneem word, kan 'n entrepreneur se reis beduidend beïnvloed. Deur emosionele veerkragtigheid te bevorder, kritiese denke toe te pas en 'n groeidenkwyse te handhaaf, kan studente kritiek omskep in geleenthede vir innovasie en persoonlike ontwikkeling.